Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo elke naam, die naam van die een wat gekom het om vir ons vryheid te bring, om ons los te koop en om ons kinders van God te maak. Geliefdes, as ons so luister na hierdie kosbare naam van Jesus, dan besef ons net elke dag weer hoe dankbaar ek en jy moet wees vir dit wat Jesus vir ons op die kruis kom doen het. Maar buiten dat ons dankbaar daarvoor moet wees, hoe dankbaar ons kan wees vir elke oggend wat ons weer wakker word om 'n nuwe dag in te gaan. En hier waar ons nou aan die begin van 'n nuwe jaar staan, wat 'n wonderlike voorreg om wakker te kan word as 'n kind van God en te besef God het my nog 'n jaar gegee. Daar's nog 'n jaartal tot my lewe toegevoeg. Gebore 1967, die 8ste Februarie, en nou gaan ons al verby 2026 en ek het nog 'n voorreg om op hierdie aarde te kan lewe. Nog 'n voorreg om van God se goedheid en guns te kan getuig, om van God se liefde en sy wonderlike omgee Papa hart te kan getuig. Sy karakter van omgee, beskerm, lief hê, onvoorwaardelik lief hê. Dis so amazing om 'n kind van God te wees. Dis so amazing om weer eens my oë oop te maak en die wonderlike sonskyn daar buite te sien en net te besef, He loves me. He loves me. Yet another day. Nog 'n dag wat ek God se liefde kan indrink op hierdie aarde. En geliefdes, ons is tans nog op vakansie en ons kuier hier by ons kinders in die Noord-Kaap in Kathu. Verlede week het ons lekker gaan visvang en hierdie week kuier ons hier by die kinders wat ver bly. Dis so lekker om hier te kuier, maar ek moet vir julle sê, alhoewel die wind daar buite lekker waai, is dit verskriklik warm. En ek is nou hier binne onder 'n lekker air conditioner, om die Engelse woord te gebruik, en ek is so ontspanne en ons het nou net lekker klaar potjie kos geëet en ons is gereed vir die jaar wat voorlê. Ons het tyd saam met ons Here spandeer en ons weet hy het planne vir ons vir hierdie jaar wat voorlê. En daarom kom ek vandag en ek wil net graag bietjie met jou gesels rondom 'n nuwe begin. 'n Nuwe jaar simboliseer 'n nuwe begin en 'n nuwe kans wat ons kry om alles te verander. En weer 'n nuwe bietjie hoop of baie hoop. Wie weet wat vir ons in die toekoms lê. Ek weet God sê in sy woord, hy wil net hê dat dit goed moet gaan met elkeen van ons. Geliefdes, ek wil vandag vir jou sê, kom ons wees dit wat die Here wil hê ons moet wees. Kom ons leef voluit vir hom. Kom ons laat die ou jaar en die ou mens alles agter en begin van voor af en begin opnuut. En ek wil vir jou die Engelse woord weer gebruik, surrender all. Ek gaan vir ons 'n bietjie voorlees daar uit 2 Korintiërs, maar ek wil net eers vir ons bid. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir 'n jaar wat verby is. 'n Jaar vol vreugdes, 'n jaar vol vredes, maar ook 'n jaar vol swaar kry.
Sommige mense is deur diep waters en Vader, ek weet dat dit net U is wat hulle kan drywend hou, wat hulle aan die gang kan hou, wat hulle kan oplig en vorentoe dra. Dis net U wat dit kan doen. Vader, daarom bid ek vir elke persoon wat na hierdie boodskap vandag luister, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal behoed en bewaar en beskerm deur hierdie jaar wat voorlê, dat U vir hulle hartsbegeerte sal gee, maar dat U ook genesing sal bring waar dit nodig is, dat U hulle sal aanraak met liefde, sodat hulle weet, Here, U het hulle onbeskryflik lief. Ek bid dan, Here, dat U hierdie boodskap direk met iemand praat vandag. Of mag elke persoon wat hierna luister, U aanvoel vandag. Here, ek's net 'n instrument. Kom en gebruik my. Ek gee dan onvoorwaardelik hierdie program vandag in U hande oor. Praat deur my, Here. Bereik U kinders, Here. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Ek lees vir ons saam uit 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21. Afrikaanse 53 vertaling. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, dat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van hom. Ek lees weer vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Net so, geliefdes, sit ons die jaar wat verby is agter ons en word opreg vernuwe. Vernuwe in die gees, vernuwe in die liggaam en vernuwe in die siel. En so ook in alles wat ons doen. Kom ons streef daarna hierdie jaar om dinge anders te doen, om dinge opreg uit jou hart uit vir God te doen. Kom ons streef daarna om ons beste te gee. Die beste vir die Allerhoogste. Niks minder as die beste is goed genoeg vir God, nie. Kom ons leef voluit vir hom. Kom ons gee ons alles voluit vir hom. Geliefdes, ek dink die tyd het aangebreek dat ons as mens met wakker skrik en besef, die tyd loop nou vinnig uit. Die koms van die Here is voor die deur. Hoe gereed is ek en jy om hom tegemoet te gaan op daai wolk? Is ons gereed daarvoor om alles waarvoor ons staan en waarin ons staan op hierdie aarde net so te los en aan te beweeg saam met die koning van die konings? Vers 18. En dit alles is uit God wat ons met hom versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Wat beteken dit, geliefdes? Ons het die bediening van die versoening gekry. Ek dink ek en jy moet daarop uitgaan om mense met Christus te versoen. Om mense te help en te leer en te lei
wat sê hulle kan nie meer nie, hulle is klaar. Hulle wil nie meer die Here dien nie. Kom ons gaan daarop uit om hierdie mense met Christus te versoen. Ons hoef net die saad te saai, die voorbeeld te wees. Hy sal hulle self terugtrek na hom toe. Vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met hom versoen het deur hulle hom misdade nie toe te reken nie, want die woord van versoening aan ons toevertrou. Hy reken jou misdade nie toe nie, solank jy net versoen met hom, solank jy net in lyn kom met hom. Vers 20, ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, dat julle met God versoen. Verhoor weer, ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Hy wil deur ons vermaan. Hy wil met mense deur ons praat, maar ons moet net gewillig wees om uit te gaan en dit te doen. Dit is die roeping waarmee ons geroep is, om God se wil op hierdie aarde te doen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Geliefdes, hy wat geen sonde gehad het nie. Hy het nie sonde geken nie. Hy het sonde vir my en jou geword, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En weet jy wat, dit laat my net weer so besef. Geregtigheid van God in right standing with God. Dit beteken, ons maak klaar met alles wat verkeerd is. We become Christ-like. We become like Christ. Sondevry, losgekoop van al die sondes. 'n Gesand vir God. In die proses begin ons liggie al helderder en helderder skyn. Ek weet nie wie van julle het al ooit gesien wanneer 'n gasstoof se plaatkoppies, ek weet nie eens wat jy hulle noem nie. As daai goedjies begin verstop raak, dan brand jou vlammetjie al hoe flouer en flouer. Tot 'n mens om die dag weer oopmaak en bietjie skoonmaak en was en dan skyn daai liggie weer helder. Wie het dit al gesien? So is dit dieselfde met my en jou as mens. Wanneer ons harte skoon maak en bietjie al die slegte goed wat in ons harte is uitbring en ons harte net weer bietjie reinig, dan brand ons vlammetjie net weer bietjie sterker. Kom ons wees brandend vir Jesus. Kom ons wees 'n oop kanaal waardeur die woord vrylik kan vloei om hierdie wêreld aan die brand te steek vir Jesus. Kom ons wees Jesus hande en voete en monde op hierdie aarde. Kom ons lei mense met die lig wat uit ons uitskyn, sodat hulle ook sal wil hê wat ons het en regte keuses in die lewe maak. Want geliefdes, die tyd hardloop regtig uit. En een siel wat red, kan dalk 10 ander siele red. So een siel wat gered is, kan dalk 10 ander siele red. Ons het 'n missie. Kom ons doen dit. Kom ons wen siele vir Jesus. Geliefdes, dit is nie onmoontlik nie en dis ook nie so moeilik nie. Dit is net die voorbeeld hoe jy leef en getuig van God se goedheid in jou lewe. Moenie bang wees om getuienis te bring van wonderwerke wat in jou lewe plaasvind nie. Moenie terughou omdat jy skaam is. Want onthou wat sê hy vir ons? Ook in hoop. Hy sê, as jy jou vir my skaam hier op aarde,
gaan ek my vir jou skaam voor my Vader in die hemel. So kom ons hou op daarmee om stil te buig en terug te staan en nie op te staan vir die Here nie en nie te getuig vir die Here nie. Kom ons stop dit. Kom ons leef voluit en laat ons liggies voluit skyn. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 12, 1 Johannes, Johannes 1 vers 5 tot 12. Afrikaans 53 vertaling. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, wat aan die kom in die wêreld. Ekskuus, ek lees weer vers 9. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek lees weer vir ons vers 5. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wie van julle het al gesien dat as jy in 'n donker vertrek instap en al sit jy net 'n klein kersvlammetjie aan, dan verdryf dit die duisternis. Maar die duisternis kan nooit die klein liggie verdryf nie. So moet ek en jy wees. 'n liggie in hierdie donker wêreld wat die duisternis verdryf, en die duisternis kan ons nie verdryf nie. Vers 6. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Net soos wat ek en jy gestuur is om van die lig te getuig. En die lig wat deur my en jou skyn. Ons is nie die lig self nie, maar sy lig skyn deur ons. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Ek en jy is ook nie die lig nie, maar ons moet van die lig getuig, want dit maak ons die lig in hierdie wêreld. Vers 9. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy's weer op pad, hy gaan weer kom, maar sy lig skyn nog steeds helder op hierdie aarde. Vers 10. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. Die wêreld het hom nie geken nie. Hoe ironies is dit? Alles het deur hom ontstaan. Alles, van Tuka tot nou, wat op hierdie aarde is, het deur Jesus ontstaan. Tog verkies die mense om hom nie te ken. Maar hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Jy glo in die naam van Jesus Christus. Jy glo dat hy na hierdie aarde toe gekom het en dat hy gesterf het en dat hy die prys vir jou op die kruis betaal het, sodat jy verlos kan wees van jou sondes, sodat jy vry kan wees van jou sondes. Geliefdes,
Kom ons leef dan volgens dit. Kom ons wees ten volle vry. Kom ons leef op hierdie aarde en loop op hierdie aarde. Voluit vir Jesus. Kom, ons is nie skaam om ons liggies te laat skyn, sodat die wêreld kan sien wat en wie ons as kinders van God is nie. Ons lees Johannes 14 vers 6 tot 16, Afrikaans 53 vertaling. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle en het jy my nie geken nie? Filippus, wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke, en glo my dat ek in die Vader en die Vader in my, of anders glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te kom woon. Ek lees weer vers 6. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sal julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en julle het hom gesien. So geliefdes, daar is nie 'n ander manier na die Vader toe as deur Jesus Christus nie. Maak nie saak wat die wêreld nou vir jou wil kom sê, en vir jou wil sê, daar is ander maniere ook. Dit is nie so nie. Daar's net een manier na die Vader toe. En dit lees ons baie uitdruklik in Johannes 14 vers 6. So ek wil vir jou voorstel, hy is die lig wat gekom het, soos ons nou gelees het. En ek en jy is sy gesande. Ons is op hierdie aarde gesit om die lig vir die mens te wees en om mense na hom toe te lei. Kom ons hou op in die duisternis lewe. Onthou, daar's 'n spreekwoord wat sê, wat in die duisternis is, sal aan die lig kom. So ek wil vandag vir jou sê, onthou net, alles sal aan die lig kom. Maar ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Sit die ou dinge agter jou. Maak klaar met die ou lewe. Kyk vorentoe. Leef vorentoe. Doen dit wat die Here van jou verwag. Onthou, Jesus is die weg. Ken vir Jesus. Bly in Jesus en hy sal in jou bly. Moenie ander paaie gaan soek. En dan wil ek ook vir jou sê, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel kan word nie. Ons lees Matteus 7 vers 1 tot 8.
Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel kan word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En die maat waarmee jy meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is 'n balk. Gefynste, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Ons lees tot sover, en ek wil vir jou sê, wees geseënd hierdie nuwe jaar. Gaan hierdie nuwe jaar in met volle moed. Luister na die voorskrifte van die woord van God en streef daarna om nader aan hom te wees. Wy jou lewe aan die Here, en jy sal nie 'n fout maak nie. Jy sal sien, dit sal goed wees met jou, dit sal goed gaan met jou, en jy sal jou drome kan bereik, omdat jy die regte pad stap. Ek wil julle motiveer, maak die regte keuses, kies die regte goed, neem die regte besluite, ken die Here in alles wat jy doen. Hou op om jou eie kop te volg en net te doen wat jy wil. Bid oor 'n saak en luister wat die Here vir jou sê. Wees gereed vir 'n wonderlike jaar wat voorlê. Maak nie saak hoe sleg dit in die wêreld gaan nie, maar met die kinders van die Here gaan dit altyd wel. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir hierdie mooi boodskap vandag. Baie dankie vir wonderlike riglyne. Baie dankie, Here, dat U ons stuur met instruksies om te sê, hoe maak ek nou? Wat doen ek nou? Hoe bou ek vorentoe? Hoe gaan ek deur die lewe? Dankie, Here, dat U ons nie net in die diep kant ingooi met niks om ons leiding te bied nie. Dankie dat ons U woord het, Here, en dankie dat ons op U woord kan staan. Maar Here, meestal van alles wil ek dankie sê vir U en vir wat U is in ons lewens. Ek bid dat jy elke boetie en sussie wat na hierdie boodskap sal luister, sal seën met 'n vrymoedige hart tot U te kom en totally te surrender, om hulle alles te gee en te kyk wat U vir ons doen. Dankie, Here. Dankie vir hierdie boodskap so op die nuwe jaar. En Here, mag elke persoon wat nou na hierdie boodskap luister, een wonderlike jaar hê wat voorlê. Vader, ek bid vir finansies, ek bid vir gesondheid, ek bid vir huwelike, ek bid vir die ou mense, ek bid vir die kindertjies, Here, ek bid vir kindertjies wat mishandel word, dat dit onmiddellik sal stop, dat elke persoon wat besig is met iets waarmee hy nie moet besig wees, teenoor 'n ou klein kindjie, sal dit stop in Jesus kosbare naam. Ek bid daarvoor, Here, ek bid ook so dat eensames maatjies sal vind, dat hulle liefde sal vind. Ek bid, Here, vir liefde, dat liefde net groter en groter op hierdie aarde sal word. Dankie, Here, dat U ons so lief het. Ek bid dat U elkeen sal behoed en bewaar, beskerm. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, ek is dan pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Ek bid dat die Here met jou sal wees. Kontak my gerus 066 273 0584. Shalom.